Here, ons begin vandag 'n nuwe reeks. Ou Testament, Here, die boek 1 Samuel. Here, ons het 'n verwagting vir dit wat voorlê. Soos Hanna, Here, het ons vanoggend 'n behoefte dat U iewers in ons lewe sal ingryp, dat U daar die nood, die seer, die behoefte sal verlig, genesing bring, 'n deurbraak bring, vrede bring, Here, midde moeilike tye, moeilike omstandighede. Here, U is die God van Hanna, U is ons God. U is die God van ons kinders. U sien, Here, waar ander nie kan sien nie, waar ons nie kan sien nie. U hoor, Here, selfs daar waar ons net kan fluister. Ja, Here, vanoggend wil ons deur U raak gesien word. Ons sal vra, Here, dat U deur U woord tot ons sal spreek, ook deur hierdie reeks. Ja, Here, ons wil soos Hanna ons seer voor U kom lê. En ons wil spesifiek vra, Here, leer ons, Here, dat U vir ons die een is wat vrede kan gee midde die situasie. Vul ons vanoggend, Here, met U teenwoordigheid. U Gees wat in ons woon, Here. Ons wil vra dat U met ons sal wees in Jesus naam. Amen. Ons reeks is uit 1 Samuel uit. Dit begin vandag en die 20ste September sluit ons hiermee af. Ons gaan nie elke Sondag by hierdie reeks stil staan nie. Daar is ook Sondae wat ons nagmaal het, wat ons ander dinge hanteer en vier. Maar ons beplanning is om op die 20ste September dan hierdie reeks af te sluit en ons sal nog met U kommunikeer, maar ons het 'n droom, ek en Bram, om te sê dat ons daardie oggend saam die film van Dawid sal kyk. Nou, die van u wat dit dalk gekyk het, in 2025, hier voor die Kerstyd, is hierdie film uitgereik. Dit is 'n animasiefilm en dit is 'n musiekblyspel en dit gaan oor die boek Samuel. Die interessante is dat hierdie film baie goed gedoen het. 88,3 miljoen dollar aanvanklik by die loket dan verdien het. En dat die resensies oor hierdie film baie positief was. Iets wat ons in die tyd waarin ons leef nie verwag van 'n Christelike musiekblyspel animasie nie. En toe verlede jaar, of hierdie jaar, Junie, het Netflix hierdie film dan op hulle platform geneem. En weer eens het 'n interessante ding gebeur. Dit was enkele dae, toe was hierdie film op Netflix wêreldwyd en veral in Amerika die film wat die meeste, kom ons sê dit nou maar in moderne taal, gestream is. Die film wat die meeste gekyk is. So, wat sien ons in hierdie film? Ons sien dat God vir Dawid kies om sy koning te wees. Terwyl Saul nog koning is, en om baie goeie rede, want in hierdie film word ook die verval van Saul uitgebeeld. Maar ons sien dat Dawid deur Samuel gesalf word. En ons wil graag in hierdie reeks 'n bietjie agtergrond gee voor daardie moment. Want Samuel het nie uit die lug uitgeval nie. Daar was baie van God se handewerk vir Samuel om daar te wees, om die een te wees wat dan vir Dawid kon salf. So ja, die film gaan baie dinge deel van die wedervarings van Dawid en sy geloof, maar in hierdie reeks wil ons letterlik 'n voorbou gee tot waar die film begin, en dis hoekom ons sê ons droom dat ons dan die film saam sal kyk.
want dan kan ons die film beter verstaan en gaan ons dinge met 'n ander oog ook na kan kyk. So ons gaan uit 1 Samuel 1 vers 9 tot 11 begin vanoggend. Die interessante is dat ek baie keer die opmerking kry, maar jy het al uit hierdie gedeelte gepreek. Nou na meer as 37 jaar is dit so. Ek hou nooit ou preke nie, so ek gaan verseker by ander momente stil staan as die vorige keer of kere. Die wonder van die Here se woord, en dis waarom ek ook nie ou preke hou nie, want die Here praat met my en praat met jou deur 'n bepaalde skrifgedeelte op 'n bepaalde tydstip in ons lewe, in 'n bepaalde seisoen van ons lewe. So vanoggend is ek en jy hier, ons is deel van 'n bepaalde seisoen in ons lewe, en vanoggend gaan die Here deur hierdie gedeelte tot my en jou spreek, in hierdie seisoen waar ons tans bevind. Kom ek deel dan hierdie paar verse. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Wat sien ons hier? Ons sien 'n gebed van 'n vrou wat regtig waar innerlik worstel en seer het. Die gemeenskap waarin sy geleef het, was baie krities en baie neerhalend teenoor 'n vrou wat nie kinders kon gehad het nie. Sy het dit beleef, sy het die spot beleef, en hierdie behoefte wat sy gehad het, dat die Here sal voorsien. Maar in haar gebed is sy baie spesifiek. Sy sê, want ek wil van U vra 'n seun. En dan doen sy 'n snaakse ding. Sy sluit 'n gelofte met die Here. Sy sê vir die Here, maar as U hierdie seun vir my gee, gaan ek hom vir U teruggee. Dit is uiteraard nie die manier hoe ek en jy, as ons bid tot die Here, hoe ons te werk gaan nie. Daar's geen manier hoe ek en jy deur 'n gelofte, 'n belofte met die Here kan onderhandel, en as daardie aanbod wat ons hom gee so goed is dat hy dit nie kan weerstaan nie, dan gaan hy my en jou gebed verhoor. Dis ook nie wat sy hier probeer doen nie. Wat ons hier sien is iemand wat sê, Here, in die groter prentjie van U, die een wat vir ons die kinders gee, wil ek vanoggend my hart voor U uitstort en sê, hoor my as ek vra. Maar ek weet dis U eiendom. Ek sal hom gewoon net teruggee. Daar's 2 gedeeltes hier wat ons bietjie na kan gaan kyk as ons na die Hebreëus gaan kyk. En dit gaan oor die bitterheid van siel. Wat 'n ou hier raak lees, was niks anders as dit nie. Sy het 'n bitterheid in haar siel gehad. Haar siel, haar hart, haar wese, haar denke, ons weet hoe die Ou Testament die sentrum van ons denke en emosies na verwys het. Sy het 'n diep emosionele pyn gehad en 'n siel wat deur verlange en teleurstelling versuur is. So daar was die moontlikheid dat verbittering hier by haar kon intree. Dat die spot eenmaal te ver gegaan het. Dat die vernedering eenmaal te ver gegaan het. Dat sy weet en die Here is die een wat lewe gee, blameer vir die feit dat sy nie lewe in haar kan dra nie. En dat daardie verbitterheid kan vestig in haar lewe. 'n Ander term is die onbedaarlik huil. Ja, dit beteken sy het baie gehuil, sy het oorvloedig gehuil, maar dit gaan oor trane wat nie opgehou het nie. Dit is nie daar by die tempel in hierdie gebed waar die trane gevloei het nie. Dis 'n staande deel van haar gebedslewe gewees.
trane wat nie ophou nie, 'n uitdrukking van rou en gebrokenheid. So hierdie gedeelte begin, en weer eens, wat wil ons bereik? Ons wil sê, Samuel wat vir Dawid gesalf het, waar kom Samuel vandaan? Hier sien ons, dat Samuel nog nie eers bestaan het nie, dat hy nog nie eers 'n embrio in sy moeder was nie, maar ons het 'n moeder hier wat by die Here afsmeek, gee my 'n seun, maar dan sê sy, hierdie seun sal ek teruggee, en hierdie seun sal u eiendom wees, en dis Samuel. Wat leer ons by haar? Dat sy ten spyte van alles, dat sy besig is om met die een te gesels, die enigste een wat lewe en dood in sy hande het, dat sy steeds sê, Here, ek kom na u toe, oor en oor, met my smeking, met my behoefte, met my seer, met my trane. U is en bly die enigste bron van lewe en ek nader u, en ek sal u bly nader. Die Here is haar enigste hoop. Hanna se gebed was nie 'n emosionele nie, maar 'n geestelike oorgawe. En ek dink dis baie keer as ons hierdie gedeelte lees, dat dit dalk by ons vassteek, dat sy om goeie rede baie emosioneel oor hierdie saak reageer het. Maar as 'n ou gaan kyk veral na die Hebreëse terminologie, hierdie was 'n geestelike ding wat sy mee besig was. Dit het haar gees in beroering gebring, soos Jesus se gees in beroering gebring is, toe hy vir sy vriend Lazarus sien lê. Vers 16 tot 18, moet tog nie dink, ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed, dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus, en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee, wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees, soos u sê. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. So terwyl sy daar besig was, en een kant sit en bid het sy eintlik net geprewe, lees ons. Sy het nie 'n behoefte gehad om 'n hardop gebed te uiter dat almal kan hoor nie, maar sy het net by haarself geprewel en met God geworstel. En Eli het haar aandagtig aanskou. En die indruk wat Eli gekry het, hierdie vrou is waarskynlik onder die invloed van drank. En toe hy met haar gesels hieroor, wat sal die menslike reaksie wees? Aanval is die beste verdediging. En ja, sy dra reeds hierdie smaad en spot, en nou kom Eli nog, en hy sê vir haar dat sy dronk is. Maar sy antwoord hom nugter. Sy antwoord vanuit die plek van seer, want sy is hier om die Here te beleef. En dan gebeur in hierdie 3 verse 'n wonderwerk. Want Eli hoor iets wat die Gees van God alleen aan hom kan openbaar, terwyl sy besig is om met hom te deel waarom ek bid en aanhou bid en waarom ek so ontsteld is. En dan sê Eli 'n ding, hy sê, wees gerus, jy kan maar huis toe gaan, die God van Israel sal jou gebed verhoor. Op 'n manier het die Here aan hom openbaar, maar hierdie gebed is veel wyer as 'n ma wat kinderloos is. Hy het nie geweet van Samuel en die rol wat Samuel in sy lewe besonder gaan speel nie. Maar hy het geweet, wat hier gebeur is iets anders. En die Here gaan vir hierdie vrou, om watter rede ook al, 'n seun gee. En hy het vir haar gesê, gaan huis toe met die wete. En haar gelaat het verander, sien ons in die Hebreëus. Haar bedrukheid het verander. En die volgende oggend het hulle normaal aangegaan met hulle roetine, gaan aanbid en teruggegaan huis toe. Gaan in vrede, gaan nie oor die afwesigheid van my probleem, die afwesigheid van my seer,
die afwesigheid van die krisis wat ek die Here gevra het vir uitkoms nie. Daardie term gaan oor heelheid en harmonie op 'n innerlike vlak. In daai gesprek wat sy met Eli gehad het die Here haar innerlik kom vrede gee. Het hy op 'n manier innerlik al hierdie seer wat sy voor hom kom uitstort het, oor en oor en oor, het hy in daai oomblik kom aanraak en genees, toe Eli vra gesê, die God van Israel, wat weier dink as my en jou dag tot dag denke, gaan voorsien. Eli se woorde was 'n seën van herstel en 'n oproep om met 'n vredevolle hart te leef. En dis die beste wat met my en jou kan gebeur. As ek en jy 'n worsteling beleef, 'n krisis beleef, swaar kry beleef, dat ons innerlik van hom vrede ontvang en met 'n vredevolle hart kan leef. Die situasie is nie weg nie. Nie meer bedruk nie. Haar gesig was nie soos voorheen nie. Dis interessant wat 'n ou in Hebreëus optel. Maar ek dink dis waar. Dis doodgewone menslike feit. Veral as ons as getroudes wat mekaar baie jare ken, of jou kinders. Jy sal na jou kind kyk en sonder 'n woord sal jy sê, wat is fout? Die gelaat straal dit uit. Haar gelaat is hier deur die Here en die woorde van Eli verander. En sy dit uitgestraal staan daar. Ander kom dit sien, nie iets met haar gebeur. Sy's terug by die huis, terug in daai toksiese omgewing waar sy gespot word en herinner word aan jy is kinderloos. Maar haar gelaat is nie meer dieselfde. Sy straal iets ander uit. Innerlike vrede. Hebreërs verwys na die innerlike toestand van 'n mens. So wat kan ek en jy uit dit leer, uit hierdie 3 verse? Ons word dikwels gekonfronteer, veral in ons worsteling, deur persone en onkunde dalk 'n opmerking maak, wat ek en jy voel ons te integriteit word aangetas. Maar sy het nie so reageer nie. En die Here het in die proses begin om haar innerlik vrede te gee. Sy bevestig die wil van die Here sal geskied en stap in vrede weg. As ek en jy op daai plek kan kom, wanneer ons besig is om te worstel, om met vrede weg te stap. Paulus moes dit doen. Hy het met die Here geworstel oor wat ons lees in die skrif, die doring in die vlees, wat dit ook al mag wees. Maar hy het op 'n punt gekom en hy het gesê, ek hoor as die Here vir my sê, my genade is vir jou genoeg, ek gaan nie antwoord kry nie, ek gaan wegstap. Wegstap van hierdie worsteling wat ek het. Wegstap in die vrede, in die genade van die Here wat vir my genoeg is elke dag. En toe het die Here vir hom ook gesê, en daarmee saam, weet net in jou swak, in jou seer, in jou swaar kry, is daar 'n geleentheid vir my om my krag en my almag te openbaar. Die interessante is, geloof transformeer Hanna se hart, nie haar omstandighede nie. En daardie transformering van haar hart het ook neerslag gevind in haar gelaat. Almal kon sien, iets het verander. Vers 24, 26 tot 28, toe sy hom gespeen het sy hom saamgeneem. Sy het hom as klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. En Hanna het gesê, ekskuus meneer, dis Eli, u sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid. En die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kindjie afgesmeek en nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Toe het hulle die Here daar aanbid. Die daad
om gehoorsaam te wees aan dit wat sy met die Here in 'n gelofte verbind het. En dis moeilik, dit wat sy gedoen het hier, want om 'n kindjie te speen was 'n baie spesifieke moment in die grootword van kinders in daardie tyd. Want kinders was blootgestel aan die wêreld, aan ander, aan spesifiek dan kieme en siektes. En 'n moeder het die verantwoordelikheid gehad om tot en met ouderdom 3 'n kind hiervoor voor te berei. Alles te doen in haar vermoë in die huis om hierdie kind gereed te maak om van 3 jaar blootstelling te hê aan die hele gemeenskap en alles wat daarmee saamgaan en ook aan dit daar buite. Want die sterftesyfer van jong kindertjies in daardie tyd was hoog. So op 3 jaar moes 'n kind tot 'n mate van onafhanklikheid gebring geword het van 'n moeder. En dis die keuse wat sy maak om te sê, op daardie ouderdom sal ek vir Samuel tempel toe vat en ek sal Samuel oorhandig aan Eli en sê my kant van hierdie verbintenis het ek nagekom. Weggebring na die huis van die Here. Die werkwoord dui op 'n daad van doelbewuste beweging. 'n Moeder wat haar kind fisies en geestelik in God se teenwoordigheid plaas. En ja, ek en jy is baie keer in ons worsteling met die Here soms gefokus op die een, of dit die fisiese of die geestelike is. Maar nooit hanteer ons dit as 'n geheel nie, as 'n proses, 'n muntstuk met 2 kante, dat ek regtig waar myself so volledig in die Here se vertroue plaas, dat dit alle fasette van my lewe volledig insluit. Hom sy lewe lank aan U gee. Hy is geleen aan die Here al die dae wat hy leef. Die woord beteken geleen of afgestaan. Sy erken dat Samuel nie haar besit is nie, maar aan God behoort. Nou dis van toepassing hier spesifiek op Samuel. Maar as kinders van die Here, glo en bely ek en jy dat alles wat ek het, alles wat ek is, behoort aan die Here. My loopbaan behoort aan die Here. My gesondheid behoort aan die Here. My materiële behoort aan die Here. My kinders behoort aan die Here. In hierdie spesifieke geval gaan dit oor haar kind, wat sy na die Here bring, en sê, U het hom vir my gegee, en ek het gesê, ek sal hom teruggee om voltyds in die diens te staan. Ek en jy gee ook ons kinders terug aan die Here as hulle hierdie lewe tegemoet gaan. Want dis sy handewerk, dis sy maaksel, dis sy. En ons neem verantwoordelikheid vir 'n kort tydjie in hulle lewe om te sê, Here, ek versorg hulle. In Bybelse terme, Here, ek speen hulle om reg te wees vir die wêreld daar buite wat voor lê. Maar dan is hulle in die Here se hand volledig. En het ek en jy nie meer die koestering van die huis nie. Maar dit geld vir alles in my en jou lewe. So ons worstel vanoggend met wat? Op watter terrein van ons lewe? Maar is dit ons verwysingsraamwerk dat dit eintlik die Here se is? Dat ek dit eintlik vir die Here moet gee? Dat ek eintlik in die sorg van die Here moet gee? Die gelykenis oor die eienaar wat sê, en ek verlaat julle, maar ek gee alles wat ek het, my hele koninkryk, aan julle, maar as ek terugkom, sal ek rekenskap eis van wat jy daarmee gedoen het. En dis my en jou lewe. Dis iets van daardie beginsel wat Hanna gesnap het en toegepas het. Alles gee die Here aan my en jou om te bestuur. En daar kom 'n tyd wat ons dit weer vir hom moet teruggee. Sy daardie tyd spesifiek vasgebaken in haar smeking. As hy gespeen is, gee ek hom terug. Maar ek en jy, ons worstel met dinge en ons worstel op terreine wat in wese ook aan die Here behoort. En deel van vrede kry, daardie vrede wat Eli dan ook vir haar in hulle gesprek kon bring onder die leiding van die Gees, is juist dit om te sê, maar Here, dis eintlik U se. Here, ek gee dit eintlik vir U. U het dit aan my geleen. Ek besef dit. Ek leef dit. Eli het haar herinner, die smeking, die belofte, dat dit gaan oor
God se eiendom, my verantwoordelikheid. Die Here het Hanna gebruik om die een van die grootste profete in die wêreld na die tempel te bring. En dit bring ons by wat ons vandag ook vir mekaar gesê het. Dit wat Eli ontvang het, was God se plan in aksie. Eli se gebed daar, waar hy hierdie vrou kry, wat absoluut in sak en as sit, en wat hy vir haar sê, maar die Here sal, en haar hele gelaat verander, die bitterheid in haar hart verander in vrede. Hy gaan agterkom in sy lewe, en ons sal daarby stil staan, gaan hierdie Samuel, die Here se eiendom wat hy nou kry hier in die tempel om verantwoordelikheid voor te neem, gaan ook in sy lewe drasties inspreek. Want hy is instrument in die Here se hand, en hy is op pad na die plek waar hy vir Dawid sal salf as koning. Wat leer Hanna my? Nader tot God met my seer, my worsteling, my leegheid. Stort dit voor hom uit. Nou kom op daai punt wat die bitterheid begin posvat, wat jy sê, ek wil nie meer. Ek wil nie meer met die Here hieroor praat nie. Hy sien my nie raak nie. Hanna kon dit ook gedoen het. En dan wag in vrede op sy wil. Dit is 'n moeilike een. Om vrede te kry en in vrede te leef, te wag. Beleef oomblikke van genade, en dat sy genade inderdaad genoeg is, en sy krag in my lewe werklikheid word. Al is daar die krag nie, die krag wat my in staat stel, om weer en weer en weer op te staan. Dis wanneer woorde van mense nie sin maak nie. Wanneer iemand wat kanker het en besig is om te sterf sê, dis die beste ding wat ooit met my kon gebeur. Dit is nie. Maar die gelaat van daardie mens sê hier's vrede. Volkome vrede. Dit wat die Here hiermee bereik, is nie vir my en jou menslike verstand te verstaan nie. God sien my en God hoor my. Ek dink dis 'n belangrike faset van ons gebedslewe en ons worsteling. Om dit te besef, God sien my en God hoor my. Want dis ons mees basiese behoefte as dit kom in krisistyd, as dit kom in swaar kry tyd, dat God my moet hoor en my moet sien in hierdie oomblikke. En die oomblik as dit my bewussyn word, verander my gelaat. Kom daar vrede. En ons weet nie waarmee die Here besig is nie. Romeine 8 sê alles sal ten goeie meewerk, en daai konteks is spesifiek vir wanneer dit nie goed gaan nie. Dat alles ten goeie sal meewerk. Dat die Here selfs in die slegste van sleg iets kry wat aan die einde positief meegewerk het. Samuel, die wonder van sy geboorte het begin in 'n tempel met die gebed van 'n hartseer vrou. As ek en jy menslik daaraan dink, as die Here iemand moet oprig, wat in magtige Saul se tyd 'n skaapwagter salf om koning te word, om by hom oor te vat, dan sal ons sê, maar die Here sal nou begin in 'n koninklike huis, en hy sal 'n aardelike man oprig. Waar begin Samuel? Sy geboorte begin in 'n tempel, met 'n vrou wat geweldig worstel. By haar hartseer begin hierdie pad van die Here. Ek wil afsluit. Wat hoor jy vanoggend by die Here? Ek het myself afgevra, wat hoor ek? Kom ek deel met jou wat hierdie paar verse in 1 Samuel 1, wat ek hoor.
En vra dat die Here vir jou ook nou iets sal oopbreek. Ek hoor, ek kan en ek moet my nood na hom toe bring. Ek mag maar spesifiek wees in my gebede. En as sy kind bring my geloof in hom, wat beteken dit as ek in hom glo? Ek staan in 'n lewende verhouding met hom, ek staan in 'n intieme verhouding met hom. Dat dit die waarborg is dat hy vrede in my hart sal bring, voor die situasie opgelos is. Ek dink dis iets wat iewers in my en jou denkraam vassteek. Die verloop is, ek bring my nood, ek smeek dit, die oplossing kom, en dan kom die vrede. Hierdie gedeelte in 1 Samuel sê vir my, die vrede kom, as kind van die Here, daardie intieme verhouding, teenwoordigheid van hom, daai vrede kom, lank voor, daar 'n oplossing of 'n uitkoms, van wat ook al kom. Die vrede kom van binne, my gelaat verander, dit word sigbaar, te midde van die voortduur van die onopgeloste situasie. So vrede kom nie in iets wat buite my verander nie. Here, ek gee hierdie toestand. Hanna sê, Here, my kinderloosheid maak my mal. Haar vrede het nie gekom toe sy swanger geraak het en Samuel gebore is nie. Haar vrede het gekom toe Eli vir haar sê, die Here het jou gesien. Die Here het jou gehoor. Gaan huis toe en leef uit daardie wete. Daar het haar vrede gekom en dit het van binne gekom. Want is binne in my en jou waar die bitterheid lê, waar die onvergenoegdheid lê. Ek hoef nie met 'n bitter siel te leef nie. Ek kan met vrede leef, ook in 2026. My gees kan heel wees, al is my wêreld gebroke. En ek dink dis die belangrikste ding wat ek hoor. My gees kan heel wees, al is my wêreld gebroke. Ek het onwillekeurig weer teruggegaan na daardie tyd met klein Alicia. Ek is baie lief vir water. En veral in die somer is dit wat ek in die kar aanhou. 1,2 liter. En as ek iewers hierdie dag by die huis verbyry, dan maak ek hom weer vol. In daardie tyd het ons gesmeek, gebid, gevra vir 1 milliliter op 'n slag. Dit was 'n deurbraak toe sy 2 milliliter voeding kon inhou. En toe bid ons vir 3. Ek drink 4000 milliliter 'n dag. Maar van daar af, as ek die ding in my hand het, is ek dankbaar. Want hy het voorsien 1 milliliter op 'n slag. Maar vandat ons haar aan die Here teruggegee het, in intensie, was die res van daardie meer as 50 dae met 'n ander gelaat. Ons het geweet, hy het gehoor, en hy sal voorsien, op watter manier ook al. En daar was geen waarborg dat sy sou leef. Dit was nie ons verwagting dat sy voorsiening sou wees dat sy leef nie. Ons verwagting was net, hy het gehoor, hy het gesien, sy wil sal geskied. So ja, waarvoor bid jy op die oomblik? Is dit vir 1 milliliter? Op 'n dag. Begin weer leef met 1 milliliter 'n dag. Sy genade is genoeg vir vandag. Moenie dink aan môre nie. Moenie dink aan hoe gaan ons ooit kom by 'n normale voeding van 260 milliliter en dan meer nie. Want dit sal my gek maak. Maar om vandag te sê dankie vir vandag. 2 het 3 geword. En dis genoeg vir vandag.
En die vrede kan jou behoue bly. Maar die oomblik as ek weer begin en ek dink aan 260, 300 milliliter voedings, is die vrede uit my uit. Want ek gaan op 'n terrein waar sy genade nie nou funksioneer nie. Sy genade is genoeg vir vandag. So dit het ek by die Here gehoor. Wat het jy gehoor? Wat het die Here vanoggend vir jou kom sê, in jou situasie, in jou lewensseisoen? Met dit wat ons hier gelees het in 1 Samuel 1, rondom Hanna, haar nood, vrede wat sy gekry het, uitkoms wat die Here gegee het, deel van 'n baie groter plan. Hy's besig om iemand op te rig om Dawid te salf. Mag die Here ook vir jou daardie innerlike vrede gee, wat menslike verstand te bowe gaan. Here, ons staan stil, as ons in die teenwoordigheid is, en U ons oorweldig met die Here, en die wete, ek het geen beheer nie, nie vandag nie, nie môre nie, maar U ken môre. Kom seën ons vanoggend, Here, met die wete, U sien ons, U hoor ons, en ja, Here, ons trane, wat ons stort in geloof, word 'n weg na innerlike vrede. Ons gelaat verander, Here, want U vul daardie leë plekke met U teenwoordigheid. Kom gee vrede vanoggend, Here, in elkeen van ons se harte. Voorsien op elke terrein wat ons voor U uitstort, Here, elke behoefte, elke nood. Ons vra wysheid, Here, vir die wat oor ons pad geplaas word, wat U oor ons pad plaas, om juis daardie verligting, daardie uitkomste kan gee. Here, dankie dat ons weet, U sal ons nooit vergeet nie. Dankie dat ons weet, Here, U genade is genoeg vir elke dag, ook vandag. U tyd is perfek. U hand op ons lewens is en bly daar, Here, al is die omstandighede hier nie gunstig nie. Ja, Here, dankie dat U steeds wonderwerke doen in 2026, waarvan die grootste, Here, U vrede is wat my innerlike in besit neem, juis in omstandighede wat vra vir onvrede. Wees met ons vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser.